Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Rebellie sal onderdruk word. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Romeine hoofstuk 16 vers 20. Vandat Adam sy gedagtes aan Satan sy listigheid oorgegee het, woed die konflik tussen reg en verkeerd, tussen God en Satan. Verbonde aan die doen van reg is daar 'n mag wat Satan nie kan oorwin nie. Geregtigheid het 'n goddelike lewenskrag. Waarheid sal uiteindelik oor valsheid triomfeer, en God sal die vyand verslaan. Christus het Satan namens ons oorwin. Hy is magtiger as Satan, en hy sal hom spoedig onder ons voete verbrysel. In genade teenoor die heelal sal God uiteindelik die verwerpers van sy genade vernietig. Hy sal op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Psalm hoofstuk 11 vers 6. Terwyl die lewe die erfenis van die regverdiges is die dood die deel van die goddelose. Moses het aan Israel verklaar: "Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk." Deuteronomium hoofstuk 30 vers 15. Die dood waarna in hierdie skrifte verwys word, is nie die wat oor Adam uitgespreek word nie, want die hele mensdom ly die straf van sy oortreding. Dit is die tweede dood wat in teenstelling geplaas word met die ewige lewe. In die reinigende vlamme word die goddelose uiteindelik vernietig, wortel en tak. Satan die wortel, sy volgelinge die takke. Die volle straf van die wet is besoek. Die eise van geregtigheid is nagekom, en die hemel en aarde aanskou en verkondig die geregtigheid van Jehova. Satan se werk van ondergang is vir ewig beëindig. Vir 6000 jaar het hy sy wil uitgevoer, die aarde met weë gevul en droefheid deur die heelal veroorsaak. Die hele skepping het saam gekreun en in pyn gelei. Nou is God se skepsels vir ewig verlos van sy teenwoordigheid en versoekings. Dit behoort die doel van jou lewe te wees om jouself toe te rus vir assosiasie met die verlostes, met heilige engele en met Jesus, die wêreld se verlosser.